Sy reg. Môre julle. Dankie daarvoor. Is goed om by mekaar te wees. Is lekker om saam te wees op Moedersdag. Geseënde Moedersdag vir alle moeders. Lief vir jou ma. En ons gaan na 'n gedeelte draai in die Ou Testament. En dis is regtig 'n stukkie wat in my hart so gebrand het. Ek het hierdie hele Bybel probeer gaan, of nie, ek het hierdie Bybel gegaan en regtig moederstories gesoek. En hierdie het net so in my hart vasgesteek. Ek moet dit net probeer uitkry. Ek moet probeer om dit waardig, om dit gewaard, to give it some justice. Maar kom ons kyk daarna. Moeders. As jy jou Bybel het en jy wil saam met my lees, ons gaan by 2 Konings 4 wees. 2 Konings 4. En my vraag is, wat het jy? Alles? Niks? Wat het jy? Ons gaan na 'n storie kyk in die Ou Testament van 2 Konings. En ons gaan draai na 2 ma's, 2 moeders. Nou 'n bietjie konteks maak soms saak. Dit help van julle baie om net te weet waar in die Bybel is ons nou. Die hoofprofeet in die Bybel is Elia. Baie van julle ken hom, vuur uit die hemel, man Karmel, hy's met 'n koets op hemel toe. Hy's soos hierdie super figuur in die Bybel. Okay, amper die grootste figuur basies na Moses wat jy kan kry. Jesus verskyn op 'n berg saam met Petrus hulle in die berg van verheerliking en Jesus praat met 2 mense. Moses, die wet, en Elia, die profete. Dis die hele Ou Testament. Nou ons praat nou van hierdie Elia. Hy was 'n rockstar. Hy het wonderwerke gedoen soos Jesus. Jesus het wonderwerke gedoen wat almal herinner het aan Elia. Daarom het van die mense gedink hy's Elia wat teruggekom het. Nou, as ons hierdie storie optel, dan tel ons die storie op by die opvolger van Elia. Sy naam is Elisa, 'n boer, 'n jong seentjie wat geboer het. En Elia is moeg, hy voel hy wil aftree, soos van ons in hierdie kerk, en hy voel hy wil net 'n bietjie oorgee vir ander mense, en God sê, gaan salf 'n jong man met die naam Elisa. Nou Elisa het amazing goed gedoen, en hy leef in 'n tydperk, hierdie is belangrik om te verstaan om die konteks te kry. Hy leef, hierdie storie wat ons gaan lees is so 900 jaar voor Christus. Okay. Dis in 'n tydperk van Israel wat geskei is. Israel het reeds geskei. Ons het die noorde 10 stamme en die suide 2 stamme. As jy lees Israel, dan is dit die slegte groep mense. 10 stamme word Israel genoem. Hulle gaan oor 'n paar jaar, 150 jaar na hierdie storie, gaan Assirië kom en hulle van die kaart afvee. Hulle in ballingskap vat en hulle gaan vergeet raak. Ons weet nie eers meer, hulle bestaan nie meer nie. Daai stamme is uitgewis. Eers later kom Babilonie en vat vir Juda weg. En hulle weet ons, en hulle bly bestaan, en die koning het teruggekom, en Nehemia en al die goeters. Maar Israel is 'n bose plek. Israel bou vir homself 'n nuwe tempel, want hulle gaan nie in Jerusalem aanbid nie. So hulle bou vir hulle 'n tempel. En ons weet Jesus hou mos nie van die Samaritaanse vrou nie, né? Julle ken daai storie? Hoekom hou die Jode nie van die Samaritane nie? Want dis die noorde. Tel die storie op, dis Elisa. Elisa bedien in die plek van die Samaritane. Elisa bedien in die plek van die mense wat 'n afgod aanbid, 'n nuwe tempel gebou het en doen wat reg is in hulle eie oë. Die grootste wonderwerke van God gebeur tussen die mees aakligste mense. Dink 'n bietjie daaroor. Interessant vir my. En so ons stel die storie op van Elisa, so 900 jaar voor Christus, 150 jaar voordat God hierdie hele groep bevolking Israel, 10 stamme van die kaart afvee. En ons gaan kyk na 2 ma's, 2 moeders in hierdie storie. Een is arm en sy sê sy het niks, en een moeder is ryk en sy sê sy het alles. En ons sal 'n bietjie kyk waar kan ons Jesus raak sien in hierdie 2 stories. Okay. Ek het dit klaar vir julle vertel. Kom ons gaan aan. Baie van die wondertekens wat ons gaan lees vanoggend, het Jesus omtrent 1000 jaar later ook kom doen. En hy het dit kom doen sodat mense hierdie storie sou onthou. Sodat ons sal onthou, hy is God wat gewerk het deur Elisa en Elia. So kom ons begin die storie. 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 7 ontmoet ons die eerste moeder. Kom ons, ek gaan dit vir julle lees. Op 'n dag kom die weduwee van een van die profete na Elisa toe. So die weduwee van een van die profete van Elisa. Elisa het 'n skool aangebied waar hy profete opgelei het.
En hy het heen en weer getrek deur Israel om al die profete op te lei, hoe om die woord te verstaan en die woord van die Here reg te kommunikeer. Dan kan 'n kweekskool of 'n teologiese skool. Elisa was in beheer van dit, Elia was, en nou is Elisa in beheer daarvan. En een van die profete wat in die skool van Elisa was, is dood. Sy weduwee, die vrou, kom na Elisa toe en bekla haar nood by hom. My man, u dienaar, is dood. Kry die konteks. Hierdie is 'n Christen, iemand wat vir die Here werk, iemand wat sy lewe vir die kerk gee, iemand wat swoeg en sweet, niks geld, niks fisies maak daaruit nie, hy doen dit want dit is 'n passiewerk, hy doen dit vir God, en hy werk sy hele lewe lank, en God vat sy lewe. Te vroeg. Want ons hoor hy het 'n vrou, en die vrou het 2 jong kinders. En hy los hulle, met niks. 'n man van God, 'n werker in die koninkryk van die Here, en God vat sy lewe. Tragies, maak nie sin nie, baie vrae moet losgemaak word in jou kop. Hoekom hierdie storie? Sy gaan aan, sy sê, my man, u dienaar, is dood. U weet hoe hy die Here gedien het. Jy weet wat 'n goeie man hy was, die woord is eintlik vrees. Jy weet hy het God gevrees, en alles gedoen wat jy hom gevra het, en alles gedoen wat God hom gevra het. Sien julle hoe kwaad is hy? Voel julle haar woede? As jy nie haar woede voel nie, as jy koud van die nek af. Soos, jy voel sy's kwaad, né? Natuurlik is sy kwaad. Dis jou dienaar. Hy het gedoen wat God gesê het. Hy het gedoen wat jy gesê het. Hy het alles gegee. Nou dat hy weg is, nou dreig die skuldeisers om my 2 seuns as hulle slawe weg te neem. So my man het skuld gemaak om jou te bedien, my man het skuld gemaak om in die kerk te werk, hy moes so rondgaan, hy kon nie sy plaas onderhou nie, hy moes ander mense betaal om dit te doen, hy moes 'n lening met die bank gaan maak, nou soek die bank hulle geld terug, wat moet ek doen? Ons vrouens mag nie regtig werk in daai kultuur nie, wat kan ek doen? Dis jou probleem. Wat doen nou God aan ons? Die skuldeiser, nou as jy dit nog nie besef nie, dis die duiwel. Hy is die een wat kom skuld eis in die hemel en sy pond vleis soek van jou. Die skuldeiser wil vat, die enigste ding wat sy oor het is haar kinders. Maar sy's arm. Maar nou hoor wat vra Elisa haar, want dit is so kragtig, as jy 'n bietjie insig het en jy raak stil en gaan dink vir oor later. Hoe mooi is hierdie? Wat kan ek doen om jou te help? So baie keer voel 'n pastoor so. Hulle is soos, Elisa is self arm. Elisa self maak nie 'n salaris nie. Elisa self het niks nie. En so, wat kan ek doen om jou te help? Maar dis 'n ou wat wonderwerke verrig. Elisa, net om konteks weer vir julle te gee, het net voor hierdie hoofstuk met 3 konings onderhandel. Elisa is 'n politieke leier. Elisa skuur skouers met konings. Julle gaan in die volgende storie hoor, hy offer iets vir die ander vrou. Moet ek met die koning praat? Moet ek met die baas van die weermag praat? Elisa is 'n connected ou. Elisa ken mense. Elisa kan sy vingers klap en 'n probleem oplos. Die vrou weet dit. Die vrou weet, as jy nie die storie van Elisa ken nie, wie Elisa is. He's a connected man. En Elisa sê nie, ag, ek sal gou maar hy skuldeiser praat. Ek sal gou die probleem oplos. Hy kyk haar nou en sê, wat kan ek doen? Dit maak my kwaad. Dit maak my so kwaad, die Bybel maak my so kwaad. Wat? As jy, iemand het ooit dit vir jou gesê, jy weet hulle kan jou help, en hulle sê vir jou, wat kan ek doen om jou te help? Vraagteken. En hoe weet ek, hy bedoel dit nie opreg soos en wat kan ek vir jou doen nie? Want die volgende vraag sê dit duidelik. Sê gou vir my, wat het jy in jou huis? Nee Elisa, sort jy my probleem uit? Nee vroukie, wat het jy? Hoe kan jy jouself help? Hoor haar antwoord, okay. Is okay, dis op julle blaadjies. Moenie worry oor die skreen nie. Hoor hoe die hart agter hierdie. Wat het jy in jou huis? Nou, hier's wat God vir jou vra vanoggend, as jy dit nog nie agtergekom het nie. Wat het jy in jou huis? Op om te kyk na mense wat met koningsskouers skuur en geld het en al hierdie goed het. Luister mooi. God vra vir jou, wat het jy in jou huis? Sy antwoord hom,
moet nou nie julle blaadjies vooruit lees nie. Sy antwoord hom, hoegenaamd niks nie. Hoegenaamd niks. Hoe baie keer het jy al na God toe gedraai, en toe ek het lees, toe ek soos, Elisa, jy is so gemeen. Hierdie vrou het haar man verloor, skuldeisers soek haar kinders, jy sê, wat het jy? Sy het niks, absoluut niks. Hoegenaamd niks is dit. Is jy seker? Is jy seker jy het niks? Hoe baie keer voel dit vir jou, ek gaan hom op Maas pik, want dit is 'n Moedersdag diens, maar paas, hoopelik julle weet, ek praat definitief met julle, enkelmans, enkelvrouens, ek moet praat met almal, maar hoor mooi, moeders, hoe baie keer het jy gesê, ek het niks meer om te gee nie, ek kan niks doen nie, ek het niks nie, en dan denk ek so, wow, weet jy wat, partykeer voel jy so waardeloos, jy sien nie wat jy het nie. Partykeer voel jy so, iemand skuld jou iets, jy voel soos 'n victim, victim mentality. Almal skuld my iets, dat jy nie eens meer kan sien wat God in jou hand gesit het. Want wat jy in jou hand vashou, en baie mense voel so, is nie genoeg nie. Wat jy vashou, is nie genoeg nie. Ek dink is baie mense in jou lewe, miskien van julle wat hier sit, maar ek weet vir 'n feit, baie mense in julle lewens, sit met goed wat God hulle gegee het, maar hulle kyk nie daarna nie, hulle kyk na al die ander goed wat om hulle aangaan, want wat God hulle gegee het, is nie genoeg nie. Wanneer 'n depressie oor 'n persoon val, wanneer 'n depressie oor 'n ma val, want die man bly besig en die ekonomie is swaar en hy werk het, en sy voel net soos useless niks nie, en sy sit by die huis, en sy voel net wat sy het om te offer is niks nie, en depressie sak in haar hart toe, en sy voel net depressief, en hy kom by die huis, en sy wil net beklei, en sy is depressief. En die bietjie wat sy het is nie genoeg nie. Want hoor wat sê sy, ek dink die profeet kyk haar net so aan. Hoegenaamd niks nie, sê jy. God sal jou nooit met niks los nie. God sal jou nooit met niks los nie. Pinkster kom, ek los julle nie soos weeskinders nie, ek stuur vir julle my gees. God sal jou nooit met niks los nie. Ek het hoegenaamd niks nie, sê sy vir hom. Jy sort my probleme uit. Toe sê sy, behalwe ek het 'n kannetjie olie. Nou, dis nie canola olie nie, hoor. Dis nie canola oil nie. Dis nie waarmee sy kos bak nie. Haar man was 'n profeet. Al wat sy in haar huis het, is die olie wat haar man gebruik het om mense te salf, om konings te salf, om salf op mense se voorkoppe te sit, om in 'n situasie in te stap en die teenwoordigheid van die Here by 'n plek te los, deur 'n welriekende reuk van dierolie daar te los. Die eerste druk van 'n olyf was daai olie. Die tweede druk was kos en die derde druk was 'n kers. Julle weet dit wel van Paasnaweek, nê. Sy het 'n klein kannetjie dierolie. Dis al wat sy het. En dit is wat haar man daar gelos het. Wie van julle het al ooit iemand verloor aan die dood? My pa wat nou onlangs dood is. Jy wil nie ontslaa raak van hy laaste kosbare dingetjie wat jy van hulle het nie, nê. Sy laaste bietjie iets wat jou aan jou man herinner. Dis daai kannetjie olie. Dit was sy olie. Al wat ek het is hierdie klein kannetjie olie. Ek wil vanoggend my salfolietjie saamgebring het of julle 'n klein kannetjie olie gewys het. Okay. Die punt is, sy het iets. Sy het iets van haar man, 'n man wat God gedien het, wat in haar huis gebly het, wat nog die harde arbeid van haar man in haar huis verteenwoordig. Sy het iets. En hoor hoe sê hierdie storie dit so mooi, en julle moet die dieper beginsel verstaan. Toe sê Elisa vir haar, gaan leen kruike by al jou bure. Wat is die beginsel daar? Sy gaan dit nie alleen doen nie. Sy gaan hulp kry. Gaan en klop by jou mede-Christene. Gaan praat met jou mede-Christen. Kry jou dorp betrokke met jou krisis, want niemand wil haar help nie. Maar hier sit jy by hulle moet kry. Kruike. Nie sakke geld nie. Nie kruike met kos en meel nie. Nie dinge wat jy na hulle gaan sê, julle is sulke oulike mense. Die kerk se mense is so oulik, ek wil help hulle my. Nee. God wil iets groots hier doen. Jy moet nie die eer vir mense gee nie. Gaan kry by hulle leekruike. Weet jy wanneer die mense om jou daar is vir jou, maar hulle kan niks vir jou doen nie, want hulle is eintlik leeg. Jou krisis kan nie deur hulle opgelos word nie, want hulle is leeg, maar hulle staan daar. Ek is met jou. Ja, maar jy kan niks vir my doen nie. Ja, maar ek is hier. Jy kan iets met my doen as jy wil. Ek is hier vir jou.
ek kan jou nie help nie, maar ek is iemand wat daar is om jou te help. Ek weet nie hoe nie. Dit voel so magteloos as jy iemand wil help en jy kan nie en jy weet nie hoe nie, maar jy's daar vir hulle. Sien julle die beginsel hierso? Gaan kry by jou bure hulle leë kleipotte. Dis 'n so snaakse ding wat Elisa sê. Die profeet het altyd snaakse goed gesê, né? Gaan kry by hulle leë kleipotte. Hoor nou mooi. Leen soveel as wat jy kan kry. Weet jy hoeveel mense kom nie kerk toe nie? Raak nie betrokke in kleiner groepe nie. Raak nie betrokke in die gemeenskap van Christene nie. En hulle het miskien een Christen vriend ergens wat hulle so nou en dan bel. Verstaan jy nie die beginsel van wat God vir die vrou sê nie? Kry soveel leegkryke soos jy kan. Word omring deur soveel mense soos wat jy kan. Maar moenie na hulle kyk om jou lewe vol te maak nie. Hulle is soos leegkanne, maar kry net mense om jou. Kry leeg kleipotte om jou. Soveel soos wat jy kan. As God jou wegvat van hier af na 'n ander plek toe, kry so gou as wat jy kan, soveel leegkryke soos jy kan om jou, want jy kan nie hierdie lewe alleen doen nie. Kry leegkryke om jou. Mense wat die Here liefhet, kry hulle so gou as moontlik, soveel soos wat jy kan om jou. Dis so mooi. Leen soveel as wat jy kan kry. Dan moet jy en jou seuns in jou huis ingaan en die deur agter jou toemaak. Nou toe ek dit lees, spring in my kop onmiddellik, Here, leer ons hoe om te bid. Disippels vra vir Jesus, en hy sê, gaan in jou binnekamer, maak die deur agter jou toe, en daar waar die God wat jy nie kan sien nie, en niemand jou kan sien nie, daar praat jy met hom. Die God wat jy nie sien nie, en jy wat deur niemand gesien word nie, daar praat jy met hom. Maak die deur agter jou toe. Jy staan nie op die mark en sê, dit is swaar met my, nee, niemand is lief vir my nie. Wat sê hy liedjie? Nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. My sussie het my dit geleer. So hier is die punt, né? Jy wil altyd jou sag bekla op die marksplein, want ergens gaan daar 'n Christen wees wat jou jammer kry. Ergens gaan daar iemand met 'n vol kruik wees, en hy gaan al sy goed in jou uitgooi, en dan klap jy handjies en sê vir die Here dankie. En soms is dit wonderlik, en soms is dit goed, maar my vraag is, gebeur dit na jy uit jou binnekamer uitstap, of voordat jy in jou binnekamer instap? Jy wat so vinnig is om geld en goed vir mense te gee jy jou geld vir mense, na jy uit jou binnekamer uitgestap het, of voordat jy in jou binnekamer ingestap het? Want jy kan God se werk doen, en dan God kwaad maak, wanneer God 'n werk wil doen. So pas op, stap. So hier is my so mooi, hier is vir my so groot beginsel, en hy sê dit gebeur 2 keer, sodat jy aandag daarop fokus. Dan moet jy en jou seuns, dit wat jy koester, in jou huis ingaan, en die deur agter julle toemaak. Hierdie het niks met niemand te doen nie, behalwe die onsigbare God. Maak dan al hierdie leë kruike vol olie. Wat die hek gaan in hierdie storie aan? Sy het niks. En wat is die opdrag? Hierdie ander mense se leë kruike, hierdie ander mense om jou, wat ook issues het, en probleempies het, en hulle kruike is leeg, en hulle is nie jou vriend, want jy wil hulle gebruik vir hulle geld of iets nie. Gemaak jy hulle vol. Wat se God dien ons? Verstaan hy niks, hoor hy nie, verstaan nie Afrikaans nie. Dis ek het net 'n klein kannetjie olie. Ja, gemaak al hierdie bure se kannetjies vol. Weet jy hoe kwaad raak mense vir die kerk, en dan los hulle die kerk, en soms is dit 'n woord van God, van 'n pastoor of iemand, en jy hou nie van wat hy sê nie, en dan loop jy, en jy besef nie jy loop van God se woord weg nie. Wanneer jy dit moeilik gaan met jou, en iemand sê vir jou, kom dien 'n bietjie. Kom doen 'n bietjie iets vir hom. Vat 'n bietjie 'n 10 randjie, gaan koop vir iemand 'n pakkie slapchips. Gaan doen 'n bietjie iets vir iemand daar buite, en kry jou fokus op wat jy het, nie wat jy nie het nie. Jy het 'n bietjie olie, gooi dit uit. Gooi daai bietjie. Al wat God jou wil kry om te sien is wat jy het. En jy soek net by mense wat jy nie het nie. En die oomblik wanneer jy kyk na wat jy het, en jy soos, my Here, dis so min, dan sê hy, vir jou ja, nie vir my nie. Is jy nie in jou binnekamer nie? Gaan jy dit nie uitgooi in jou binnekamer nie? Jy's onsigbaar vir die wêreld, maar wie's nog onsigbaar hier saam met jou? Ek. Jy vat my laag.
Dink God sê soms vir jou terwyl jy bid, jy vat my laag, né? Jy sê jy het soveel geloof, maar weet jy met wie praat jy nou? Jy vat my laag. Sit daai kannetjie olie in my hand hier in die binnekamer en kyk wat doen ons saam, maar jy moet eers wat jy het uitgooi. Nou hier is nie 'n preek oor geld nie. Glo my, ek het al baie hierdie skrif gehoor wanneer pastore dit preek en ja, gooi die bietjie die weduwee wat die bietjie munte in die boksie gesit het. Sy het alles vir die Here gegee. Ja, daarna toe sê die Here hy gaan hierdie hele tempel afbreek, baksteen vir baksteen, want julle steel die huise onder die weduwee se voete uit. Daai stukkie waar Jesus sien hoe die weduwee alles gee, het niks te doen met die feit dat sy haar geld weggee nie. Dit het te doen met hoe swak die kerk is as die kerk geboue bou met mense se geld. Dit het niks te doen met die feit dat sy die bietjie wat sy het moet gee in haar tiendes en in haar geldjies. Dit het niks met dit te doen nie. En as jy ooit dit hoor, dan hoor jy niks wat hier aangaan nie. Hier is nie 'n preek oor jy moet jou geld gee nie. Hier is 'n preek oor wat jy het, moet jy gee. Wie jy is, moet jy gee. Jy moet nie terughou wie jy is, omdat jy te min voel nie. Want die bietjie wat jy het, is wat God soek. En wat ander mense nodig het. En so, sy moet haarself uitgooi. Sy moet wat sy het, uitgooi. O, hier is so mooi. Maak die deur agter jou toe. Maak al die leekruike vol. Die wat vol is, sit hulle dan een kant. Want daar's nog. Sit hulle net, moenie fokus op wat jy vol gemaak het nie. Moenie fokus op wat die Here besig is om deur jou te doen en sê, "Woe, kyk hoe oulik is dit nie. Wow, 2 kanne vol olie." Wow. Nee, as jy fokus op 2 kanne gaan jy dink dit is amazing. Jy het nog niks gesien nie. Jy het nog vergeet op wat ek met just keep focus, just keep pouring, just keep swimming, just keep swimming, just keep okay, just keep pouring. En so moenie fokus op die wonderwerke nie. Fokus op wat jy doen. Dit is vir my so powerful. Sy het gedoen soos hy gesê het, stupid vrou. Ek weet nie, ek sou met hom geredeneer het. Maar sy was 'n gelowige vrou, haar man was 'n goeie man, sy het geleer om te luister, sy was lief vir die Here, sy was 'n great vrou, moes gewees het, alhoewel sy seer het, maar sy luister vir Elisa. En haar seuns het vir haar die kruike gebring, en sy het een na die ander een volgemaak. Spoedig was al die kruike vol. Hoor wat sê sy? Sy is so excited. Sy is so opgewonde. Sy sê uitroepteken. Sy sê, bring vir my nog 'n kruik. Bring nog een. Weet jy, 'n boer tannie se kombuis het altyd plek vir nog een. Jy kan altyd nog 'n plekkie by die tafel dek. Bring nog een. Bring nog. Weet jy hoe snaaks is dat die mense wat soms die minste in hierdie lewe het, altyd plek het vir nog? Het julle dit al gesien? Dat partykeer as jy in jou skatte vaskyk, jy jou agter mure bou en jy's nooit in hulle huis welkom nie. En dan die mense wat miskien in die mees haglikste omstandighede bly, sê altyd, kom drink by my 'n koffie. Is altyd plek vir nog. Hoekom is dit? Want jy weet wat jy het, is die Here se. En bring vir my nog, sê sy. Van iemand wat nie genoeg het nie, tot iemand wat net meer en meer en meer wil gee. Nou sê haar seuns vir haar, daar is nie meer nie. Daar's niemand anders nie. Dis tyd vir 'n vakansie. Jy het nou gegee, maar daar's nie nog mense wat in 'n tou staan om te ontvang nie. Wat 'n wonderlike getuienis. En toe hulle sê daar is nie meer nie, toe het daar nie meer olie uit haar kannetjie gekom nie. Toe haar kinders vir haar sê, ma, het alles gegee. Ek dink aan my pa, toe sy kannetjie ophou olie gee. Dink ek, hoe baie kanne vol olie het my pa gemaak voor hy gesterf het. Maar as jy kom en jy sê, jy kan rustig raak, die kanne is vol, toe hou die olie op. Dis tyd om te gaan, dis tyd om te rus, dis tyd om te sê, Here, dankie vir die lewe wat ek geleef het, die min wat ek gehad het en wat dit alles bereik het. Here, ek sien dat min in U hand is baie. Dankie vir wat U deur my lewe gedoen het. Alle eer aan U. Die olie is nou klaar, ek is reg. Daai oomblik wanneer jy besef God het 'n werk deur jou kom doen in jou binnekamer. Sy het vir die man van God gaan vertel. Vers 7. Sy het vir die man van God gaan vertel wat gebeur het. Hy sê vir haar, gaan verkoop nou hierdie olie en gaan betaal jou skuld. Vat nou die werk wat God gedoen het vir jou en betaal die skuldhyse. Vat Paasnaweek die olie uitgegiet vir ons en gaan betaal jou skuld vir daai duiwel.
Bring Jesus Christus voor jou aanklaer en sê vir hom, kyk hier, kyk wat het ek vir jou, aanklaer van die gelowiges. Ek het Jesus. Is dit genoeg? Gaan betaal jou skuld voor die aanklaer. Miskien wil jy sê dis die regter, miskien is dit God, die regter van die heelal, en jy sit voor sy troon en hy sê, jy is skuldig, die klagstaat is groot teen jou, en jy betaal jou skuld voor die regter van die heelal met Jesus, met die olie uitgegiet vir jou. Gaan betaal jou skuld, gaan betaal jou skuldeisers, en hoor wat sê hy, kan jy ook met Jesus doen. Jy en jou seuns kan nou leef met wat oorbly. Om te kan leef, omdat Jesus jou kannetjies vol olie maak, omdat hy die olie in jou lewe is, omdat hy die een is wat net gee en gee en gee, en dat hy deur jou leef, kan jy leef. Jy kan gaan leef, jy kan leef, jy kan in ewigheid leef. Jy is nie bang vir die dood nie, want jy het oores genoeg. Hoekom? Want jou sondes kan nie teen jou gehou word nie, die skuldklag is afgevee, en jy het oores genoeg olie, nie net om jou skuld af te betaal nie, maar om in ewigheid om die tafel van die allerheiligste God te sit en jouself te geniet. Hoekom? Want jy het baie olie. Van jou kop tot jou tone is jy toe met die olie van Jesus. En dit is so 'n mooi voorbeeld. Nou 2 Konings 4 vers 7 sê, betaal jou skuldeisers en leef. Nou ek kon dit nie help nie. 2 Korintiërs 4 vers 7. Presies dieselfde versies, presies dieselfde nommers, net, dit is so mooi. 2 Konings 4 vers 7, 2 Korintiërs 4 vers 7. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons het hierdie skat, egter maar net in breekbare kleipotte. 'n leë kleipot, nou binne-in is daar 'n skat. En binne daai skat is die als oortreffende krag wat van God afkom, nie van ons af nie. Dus wat is hierdie skat? Ek lees vir julle vers 6 van 2 Korintiërs 4. Hoor wat sê die vers voor vers 7. God het gesê, laat daar lig skyn in die duisternis. Maas, vrouens, mans, mense, as julle hier sit en jy voel te min, jy voel te veel sonde, jy voel duisternis, jy voel net, I'm just letting everybody down and I'm not even going to try anymore. As jy voel soos duisternis, hoor wat sê vers 6. God het gesê, laat daar lig skyn in die duisternis. Laat iets kom uit jou niks. God het gesê, laat lig skyn uit jou duisternis. So het hy in ons harte, donker, duister harte, so het hy in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat uit die gesig van Jesus Christus straal. Hy is jou olie. Daarom vers 7. So ons het hierdie skat, Jesus Christus is ons skat. Ons het hierdie skat, egter maar net in 'n breekbare kleipot. Maar dis die als oortreffende krag kom van God en nie van die kleipotte om jou nie. Dis nie die mense om jou nie. Jy join nie 'n kerk en raak deel van 'n kerk, want hier gaan mense, hier gaan God. Hier gaan God deur leë kleipotte, want binne in hierdie leë kleipotte hier om jou, hopelik is daar baie om jou wat die skat in hulle hou. Och, dis mooi. Dit het my te lank gevat om te preek. So net ek hoor weer vinnig by hierdie storie uitkom, jammer, vinnig, kom ons doen dit gou-gou. Die tweede storie, hierdie vroutjie is ryk. So nou het ons direk na hierdie storie, want God wil vir jou die kontras wys, het jy 'n vrou wat ryk is. Kom ons lees dit gou-gou. Op 'n keer het Elisa na die dorp Sunem toe gegaan. Daar het 'n baie welgestelde vrou gewoon. Sy het by hom aangedring om by hulle te kom eet. Sy het by Elisa aangedring om by hulle te kom eet. Dis 'n vrou met vermoë, sy kan kook en sy kan kos maak, haar man betaal en sy, jy weet, dis lekker. Sy is 'n onthalende vroutjie en sy kan, dis vir haar maklik om dit te doen. Van toe af het Elisa elke keer wanneer hy daar verbygaan, het hy daar gaan eet. Ken julle sulke mense? O, ek hou mos van kos. Is van julle sulke mense? Come on, hoor, lees die Bybel, daar's jou skrif, julle kan huis toe gaan, bye-bye. Elke keer as ek al by jou ry, nooi om te eet. Okay, so, sy's 'n vrou wat, sy sien hierdie ou is iemand belangrik, sy skuur skouer met konings, sy's 'n welgestelde vrou, en sy sê, so hierdie man is iemand, kom hy eet 'n bietjie by ons, en sy gee hom altyd kos voor hy verder reis. Dis die agtergrond, so ons weet nou wat haar hart is. Na 'n tyd,
Sê sy vir haar man, dames, ons mans hou van hierdie vers. Ek wens 'n mens wil net so 'n bietjie iets doen omtrent my versoeke. Sy sê toe vir haar man, sy kry die idee, Raivie moet die idee uitvoer. Okay. Sy sê toe vir haar man, ek dink die man wat dikwels hier by ons aankom, is 'n heilige man van God. Ek dink, sien sy ken nie Elisa nie. Dis nie die punt nie. Die punt is nie hoe sy hom ken nie, die punt is net, sy maak haar deur vir mense oop. En eventueel sê sy, maar hierdie ou is nie soos ander mense wat by ons kom eet nie. Ek dink hierdie man is 'n man van God. Interessant as jy mense in jou huis nooi, wie gaan jy leer ken? En ek dink hierdie man is 'n man van God. Nou hoor wat sê sy vir haar man. Kom ons bou 'n huisie. Ek wonder hoeveel spykers hy ingekap het. Kom ons bou 'n huisie. Kom ons bou vir hom 'n dakkamertjie en mobiliseer dit. Sy wou net gaan shop. Sy wou net in 'n meubelwinkel rondloop. Ek weet dit al, maar dis okay. Kom ons bou vir hom 'n dakkamertjie en mobiliseer dit en hier's hoe. Huise in daai tyd was nie so vol gemeubileerd nie, maar sy het geld gehad en sy het iets verstaan van wie Elisa was. Want kamertjies het net 'n bedjie ingehaat, maar sy het 'n bachelor's flat gebou, wat baie ongewoond was in daai tyd. Ek beloof jy, 'n klassieke kultuur. Hierdie was 'n baie besonderse kamer wat sy gebou het. Dit klink nie vir ons so nie, maar daai tyd was dit. Sy sê, kom ons bou vir hom 'n dakkamertjie waar hy kan gaan rus. Hoor wat sê sy? Sy sê, kom ons mobiliseer dit met 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp. Dis nie net vir hom om te slaap nie, dis vir hom om sy Bybel te lees. Dis vir hom om te skryf. Dis dat hy laat in die aand met God kan praat. Sy dink aan alles wat hierdie man van God gaan nodig hê om ordentlik te kan rus en om sy werk te kan doen in haar bovertrek. Wow, wat 'n vrou. Wat 'n asemrowende, sy dink aan alles. Sy het alles, sy dink aan alles, sy help met alles. Sy's een van daai hoofmeisies, né? Sy's 'n hoofmeisie. Okay. Mooi, hier gaan ons. Eendag kom Elisa weer daaraan en kon na die dakkamer toe gaan en hy het lekker gaan rus. Is lekker in 'n kerk as jy sulke tannies in jou kerk het. Okay, hier gaan ons. Vers 12, ek het nou niks daar uitgebedoel nie. Hy sê toe vir sy dienaar, Gasie, Elisa sê toe vir sy dienaar, wat Titien sy werk sou oorgeneem het, gaan lees die storie, Gasie het geld lief gehad en het doodgegaan van melaats. Pas op vir mense wat die woord van die Here moet spreek en geld begin lief kry. Gasie was lief vir geld en toe gaan hy dood. Maar Gasie moes Elisa opgevolg het. Hy sê toe vir sy dienaar Gasie, gaan roep die Samaritaanse vrou. Toe sy daar aankom, sê Elisa vir Gasie, sê vir haar, ons waardeer al die moeite wat jy vir ons gedoen het. Wat kan ons vir jou doen? Dis mooi. Sy vra nie vir iets nie, maar iets word vir haar geoffer. Dis mooi. Wat kan ons vir jou doen? Moet ek dalk 'n goeie woordjie by die koning insit? Moet ek met die hoof van die weermag praat? Jou man is 'n besige man. Die koning kan 'n bietjie meer kontrakte vir hom gee. Die weermag kan 'n bietjie 'n paar soldate om jou plaas sodat die rowers nie jou produkte kom steel nie. Ek kan help dat jy meer geld maak. Elisa is 'n connected ou. Ek kan contacts vir jou kry en jy kan nog meer geld hê om mense te seën. Miskien kan jy my dakkamertjie groter bou. Okay, ek is 'n connected ou, sê hy vir haar. Hoor wat sê sy vir hom? Nee, antwoord sy, ek is gelukkig. Ek is tussen my mense en hulle gee vir my om. Wow. Sy het alles. En eintlik het sy niks. Sy weet nie eers hoe 'n man van God lyk nie. Miskien is hierdie ou 'n man van God. Dink jy sy's 'n Christen? Nee, sy's 'n nice mens. Sy doen nice goed. Sy weet nie eers hoe lyk 'n man van God nie. Sy is net nice want nice is nice. Sy het alles, maar sy het niks. Elisa vra toe, is daar nie tog iets wat ons vir haar kan doen nie? Gasie sê toe, wel, sy het nie 'n seun nie, so wat gebeur as haar man sterf? Wie gaan haar omsien? Niemand. Sy het nie 'n toekoms nie. Sy het nie 'n seun nie. En haar man is al baie oud. Okay. Gaan roep haar, sê Elisa. Toe die vrou terugkom, sê Elisa vir haar, terwyl sy daar by die deur staan.
Volgende jaar, hierdie tyd, sal jy 'n seun in jou arms vashou. En soos enige vrou Titien sal sê met 'n ou man, nee meneer, nee, julle mans het nie 'n idee wat dit is om 'n kind in die lewe te bring nie. Nee, ek love dit. Nee meneer. Okay, nee. Sy sê nie nee, want sy was nie lus vir nog 'n kind soos moderne vrouens nie. Nee. Sy sê nee meneer, want sy weet wat sy nie het nie. Sy maak asof sy gelukkig is, maar sy weet hoe ongelukkig sy in die aand gaan slaap. Sy weet wat kla haar aan. Dalk hoekom sy nie 'n Christen is nie. Dalk hoekom sy kwaad is vir die Here. Dalk hoekom sy overcompensate met al haar smiles en alles wat sy vir mense doen. Al haar etetjies wat sy voorberei. Maar binne in haar dra sy 'n wrok. Nee meneer, maak sy beswaar. Hoe weet ons sy dra 'n wrok? Want hoor wat sê sy? Asseblief man van God, moenie vir my 'n onwaarheid nou vertel nie. Ek wil nie seer kry. Ek het miskraam na miskraam gehad. My baarmoeder is leeg. Ek het al so seer gekry. Nou wil jy daai seer weer kom oopkrap. Hoekom? Asseblief moenie nou vir my jok nie. Ek het te seer. Maar die vrou het swanger geword. 'n jaar later het sy 'n seun in die wêreld gebring, net soos Elisa vir haar gesê het. Dis 'n mooi storie. Johannes 1 vers 14 sê hierdie woord, dit het my laat dink aan die einde van hierdie stukkie. Vers 14 van ons stukkie sê, is daar nie nog iets wat ons vir haar kan doen nie? Gehasie sê, sy het nie 'n seun nie. Hoor wat sê Johannes 1 vers 14. En die woord het mens geword en by ons kom woon. Waar het Elisa gewoon? In haar huis. Waar die man van God gaan bly? In haar dak. En Jesus het woord geword. Wat is Elisa? Hy is die woord van God. So spreek die Here, jy sal. Die woord was in Elisa. En die woord het mens geword en by hierdie vrou kom woon. Sy het sy heerlikheid duidelik gesien. Is sy 'n man van God? Man van God. Sy het gesien hoe lyk 'n Christen. Sy het sy heerlikheid duidelik gesien. 'n Heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader. Sy het 'n kind vasgehou, julle, 'n seentjie vasgehou in haar arms. Dink julle sy het nie God raak gesien nie? Sy het die seun van God. Verstaan julle die simboliek wat ek hier probeer sê? Sy het 'n seun in haar arms vasgehou, maar ons het hom gesien, Jesus Christus, die seun van die Vader, vol genade, vol waarheid. Nou om klaar te maak, om te probeer om my ding te lang. Kyk wat het ek vir julle daar gedoen in julle blaadjies. Kyk die kontras tussen hierdie twee vrouens. Verstaan dat dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Verstaan of jy 'n enkelma is en of jy getroud is, of jy arm is of jy ryk is, of jy Elisa goed ken of hom eintlik nie ken nie, of jy vra vir hulp of hulp gee, of jy hoor wat het jy en of jy hoor wat wil jy hê, of albei sê net niks. Ek het niks, ek soek niks. Die een het 'n bietjie olie, die ander een korte seun. Kry meer van wat sy het, die eerste vrou, kry meer van wat sy het, die ander vrou kry wat sy nie eers verwag het nie. Verwag? Sy kry wat sy nie verwag het nie. Okay, kom maar. Nommer 9. Die eerste vrou leen by haar bure en die samelewing om haar is deel van haar storie. Die tweede een, haar ou man is al wat sy het. Partykeer is al wat jy het is jou ou man. En jou ou man kan nie veel vir jou doen nie, maar God gaan jou ou man gebruik. Hy gebruik die bietjie olie, hy gebruik die ou man. Nommer 10, al twee van hulle moes die deur toemaak. Ek gaan nie te veel vir die ander vrou verduidelik hoekom sy die deur moes toemaak om 'n kind te kry nie. Maar sy moes ook op 'n stadium 'n deur gaan toemaak om die kind te kry. Los dit net daar, die kinders is daar buite. Okay, maar al twee moet 'n deur toemaak en in privaatheid gehoorsaamheid aan God bewys. En hulle al twee het dit gedoen, maar hulle al twee het seer. Die eerste een se storie begin met seer. Die meeste Christene los die kerk, want ons wil hê hierdie vrou se storie moet nou klaar wees. Die julle wil hê ek moet klaar wees. Maar haar storie eindig nie hier nie. Want waar is haar seer? Waar is haar seer? Ons preek te veel in kerke net nice stories. Elke storie van God het seer. Het jy nog nie jou Bybel gelees nie? En so die eerste storie se vrou begin met seer en ons hoor hoe sy God gryp in haar seer. Hierdie vrou het nog niks geleer van God nie.
En so haar storie eindig nie daar nie. Haar seer moet nou kom. En op 'n dag toe die seentjie 'n bietjie oud genoeg is, toe gaan hy na sy pa toe in die plaas waar sy pa werk daar ver. En die seentjie is besig om sy papaatjie te help en ewe skielik skree die seentjie uit: "My kop! My kop!" En hy val neer. 'n Slaaf tel die seentjie op en hardloop terug na die mamma toe. Gaan lees dit, is hartverskeurend hierdie storie. Sy vat haar seentjie in haar arms die oggend vroeg en sy sit met haar seentjie in haar arms wat 'n geskenk van God af is, terwyl hy doodgaan in haar arms. 'n Vrou wat nie 'n kind wou gehad het nie, want sy was moeg vir seer kry. Sy het haar lewe so plastiek gemaak dat alles gewerk het soos sy wou gehad het dit moes werk. Ingekom wie sy innooi en weggebly wie sy nie wou gehad het nie. En toe bring God die ding in haar lewe in wat sy die bangste voor was, seer kry deur 'n kind. En waar as wragtig sy sit en kyk hoe gaan haar kind in haar arms dood. Hoe wreed is dit? Sy vat daai kind wat doodgaan in haar arms, wat sy nie eers voor gevra het nie. Sy gaan op na die dakkamer waar die man van God slaap en sy sit daai kind op die bed neer waar die woord vlees kom word het en tussen haar kom bly het. En sy sit daai kind op Elisa se bed neer. Sy trek die deur toe. Dis in die Bybel, dis belangrik. Sy maak die deur toe. Sy sit haar probleem by God. Sy sit haar probleem daar. Sy hardloop na 'n man toe, sy sê: "Gee vir my 'n slaaf en 'n donkie." 'n Man is soos: "Kerkvroukie, wil jy nou weer kerk toe gaan? Gaan lees die Bybel soulik. Dis nie 'n nuwe maanfees nie. Dis nie 'n Sabbat nie. Voeter jy nou weer kerk? Wat wil jy nou gaan doen?" "Neem nie worry nie, ek wil net na die man van God toe gaan. Ek sal gou weer terug wees." Sy sê nie vir haar man wat haar probleem is nie. Sy sê nie vir haar man die kind is dood nie. Sy los haar kind by die Here. Sy sê: "Geef my 'n donkie en 'n slaaf, ek moet gou-gou gaan. Ek sal nou terug wees." Okay. Dan gaan sy op die donkie. Gehasie, Elias sien die vrou aangeroep, kom hy sê: "Gehasie, gaan hoor 'n bietjie, waar is hy vrou?" Gehasie hardloop. Gehasie sê: "Dag geseënde vrou, wat's fout?" "Nee, niks nie, alles is goed." Gehasie hardloop terug, "Alles is goed." Die vrou kom staan voor die profeet, val voor sy voete neer en gryp sy voete. Gaan lees die Bybel, julle. Het ek vir hierdie kind gevra? Nou is hy dood. Elisa sê: "God het hierdie van my al weggesteek. God het my nie vertel hoe seer jy het nie. God het nou nie eers laat weet wat aangaan in jou wêreld nie. Pastoortjies weet nie alles nie, julle. God vertel ons nie alles nie. Soms is dit 'n verrassing die seer wat jy deurgaan. Ek weet dit nie, ek bid vir jou, ek weet nie waartoe jy gaan nie." En Elisa probeer 'n mens wees en hy gee sy kierie vir sy slaaf en hy sê: "Hardloop terug en sit die kierie op die seun se lyf." En die vrou sê: "So, die Here leef en jy leef." Wie is hierdie vrou? Julle vrouens is kwaai. "Soos die Here leef en jy leef, sal ek nie 'n voet skuif as jy nie saam met my na my seun toe gaan nie." En wat sy probeer sê is: "Jy het hierdie probleem veroorsaak, fix dit." Nee, wat sy sê is: "Jy's die man van God. Ek sien God in jou. Help my." En Elisa se ou man, hy sê: "Daar gaan hy saam met haar, daar gaan hy." Hy stap in. Hy maak die deur agter hom toe. Julle, daar's dit weer. Hy los die vrou, die slaaf, almal buite. Elisa stap in die kamertjie in waar die kind dood lê. Hy maak die deur agter hom toe. En in plaas om die kierie op die kind te laat lê, gelees die storie, die slaaf het die kierie op die kind gesit, dit het nie gewerk nie. Al hierdie kerkies en bid vir genesing, die slaaf het die kierie op die kind gesit, die kind het nie opgestaan nie. Elisa gaan toe in homself en hy gaan lê op die kind. Jesus gaan lê op wat dood is. Jesus, die olie, gaan lê op wat dood is in jou lewe. Hy is die enigste een wat dood is kan lewend maak. 'n Slaaf wat lief is vir geld en 'n stuk hout, 'n kierie, 'n stuk hout kan dit nie doen nie. Baie mense is gekruisig. 'n Kierie en 'n pastoor kan jou probleem nie vir jou oplos nie. Maar Jesus gaan lê op wat dood is. En die kind staan op uit die dood. En die storie eindig baie skerp. Hy sê: "Vrou, hier's jou kind." En sy vat haar kind onder toe met blydskap. Einde van die storie. Nou vra ek vir jou, as sy nooit 'n kind gekry het en hy seer gevoel het nie, sou sy verstaan het dat God is die God van die dooies en die lewendes? Sou sy 'n storie gehad het om te vertel van wie die ware God is?
Soos hy 'n storie kon vertel oor wat God vir haar gedoen het, of soos hy hierdie kliniese plastiek lewe gehad het tot sy dood is, waar sy dink dis 'n man van God. Nou het sy 'n storie. Dis nie net ek dink dis 'n man van God nie, soos ek weet wie God is. Hy's 'n God wat dooies lewend maak. Wat's jou storie? Het jy dinge in jou lewe wat seer is en God wil dit lewend maak? God wil vir jou wys wie hy is, maar jy glo nie want jy het so 'n bietjie olie en jou lewe is stikkend en jy's net kwaad vir die kerk en kwaad. Luister, jy mag hierdie twee moeders se stories jou inspireer om Jesus raak te sien in al twee hulle stories. Mag jy agterkom wat dit beteken om Jesus in jou binnekamer te hê, dat jy is genoeg want hy is met jou. En al veroorsaak God seer in jou lewe, dis sodat jy hom sal begin raak sien. Hy is die God wat dooie goed lewend maak. En so my laaste sinnetjie. Die eerste vrou het geld gekry om te lewe. En baie Christene wil Christene wees, want hulle soek geld om te lewe. Maybe wil jy net 'n lekkerder lewe op aarde hê, gaan join Joel Osteen se kerk and live your best life now. Maar miskien is jou storie meer soos die tweede vrou se. Jou storie was fine en God het in jou storie ingekom en dit was alles beautiful en toe is dit nie meer beautiful nie. Miskien wil jy nie geld hê om te lewe nie. Miskien wil jy lewe om te geld. Okay, het my Afrikaans daar sin gemaak? Het dit. Okay, check net. My 12 uur in die aand sinnetjies. Miskien soek jy nie meer geld om te lewe nie, miskien moet jou lewe net begin geld. Miskien moet jy 'n storie vertel. So bid dit in jou binnekamer. Here, skryf 'n storie met my lewe, ek is reg. Skryf 'n storie met my. Ek wil jou sien. Kom word vlees. Kom woon in my kamer. Genade en waarheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir moeders. Dankie vir Moedersdag, dankie vir die storie wat U met hierdie twee vrouens geskryf het. Die vergete gedeelte van die klassieke kultuur, vrouens wat nie belangrik was nie en net daar een kant was en tog elke keer wanneer jy iets magtigs doen, dan stop ons by 'n vrou. Elke keer wanneer jy iets asemrowends gaan sê, dan staan ons langs 'n vrou. Here, baie dankie dat in 'n wêreld wat gedryf is deur mans en gedryf moet word deur mans. Ons moet voorloop, ons moet die shots vat, ons moet die fights fight. Tog doen U mooiste werke by vrouens. En ons sê vir U dankie daarvoor. Geef ons agting, Here, vir die werk wat U doen wanneer 'n vrou in nederigheid voor U staan en sê, skryf 'n storie vir my, Here. Mag ons elkeen U in ons binnekamers laat leef, sodat ons lewens kan geld vir iets, die verheerliking van Jesus Christus. Ons prys U daarvoor. Mag hierdie woord oopbreek in ons week wat kom, en mag daar dalk iemand wees, vir wie ons die woord kan gaan wees, in Jesus naam. Amen. En amen, ek is so lief vir julle. Julle moet regtig julle week geniet.